Die twee isotope van rubidium is rubidium 85 en rubidium 87. Die persentasie voorkoms van die twee isotope is onderskeidelik 72,2% en 27,8%. Jy sal sien as ek daardie twee waardes bymekaar tel, dan kry ek 100%. Vir 2 punte. Definieer die term isotoop. Isotope is atome van dieselfde element wat dieselfde getal protone het, maar verskillende getalle neutrone het. Hier kan jy dit duidelik sien. Ons het waterstof en al drie het 1 proton. Al drie het 1 elektron. Maar let daarop, protium het geen neutrone nie. Deuterium het 1 neutron en tritium het 2 neutrone. Die verskil tussen isotope lê dus in die aantal neutrone. Vir 3 punte. Bereken die relatiewe atoommassa van rubidium. Nou hierdie is 'n algemene vraag wat baie gevra word. Jy begin met rubidium 85 en die persentasie voorkoms daarvan is 72,2. Met ander woorde, die relatiewe isotoopmassa van rubidium 85 is 85 en ons maal dit met 72,2 en hierby tel ons rubidium 87 se relatiewe isotoopmassa wat 87 is en ons gebruik daardie persentasie voorkoms. Met ander woorde 87 maal 27,8 en dit gee vir ons 85,556 met ander woorde 56 en onthou, omdat dit die relatiewe atoommassa is daar geen eenheid nie. Die SP-notasie van 'n onbekende element X word soos volg gegee. Vir 1 punt, skryf die aantal valenselektrone vir X neer. Nou wat jy doen is, jy sien hier is 1, 2, 3 energievlakke. Die valenselektrone kom in die hoogste energievlak voor, met ander woorde 3, en in die derde energievlak is daar slegs 1 valenselektron. So die korrekte antwoord is 1. Vir 2 punte, skryf die naam en simbool vir X neer. Nou kom ons tel gou. Hoeveel elektrone is hierso? 2, 4, 10, 11. En as jy gaan kyk op jou periodieke tabel, sal jy sien dat die element met 11 elektrone het met ander woorde 11 protone. Dit is natuurlik natrium. Na, jy moet die naam skryf van natrium en die simbool is Na. Afrikaans sprekendes het dit so bietjie makliker, want in Engels is die simbool Na, maar die naam is sodium. Dis hoekom mense partykeer verkeerdelik verwys na natrium as sodium in Afrikaans. Dis nie die korrekte term nie, die korrekte naam is natrium. Vir 3 punte, teken die afbaldiagram van die kation van X. So hier is natrium, maar onthou jy moet dit teken vir X+, met ander woorde die kation, en dit is hoe die kation lyk. Daardie valenselekton is verloor, en dit gee dan vir natrium die voloktet, en dit is presies wat die natrium kation het. So ons moet nou gaan en 'n afbaldiagram teken waarin daar 8 elektrone voorkom. Ons begin met die laagste energievlak. 1 pyl op en 1 pyl af. Hoekom op en af? Want volgens Pauli se uitsluitingsbeginsel, wat jy moet ken vir 2 punte, is daar 'n maksimum van 2 elektrone per orbitaal per blokkie, en die voorwaarde is die elektrone moet 'n teenoorgestelde spin hê. So daar is 2 en daar's nog 2, so ons is by 4, ons kort nog 6 en nou pak ons hulle in 2p. 1, 2,
3. En die rede hoekom ek dit so doen, is om te voldoen aan Hund se reël. Ook 2 punte. Hund se reël sê, daar mag geen paring in p-orbitale wees, voordat daar nie ten minste 1 elektron in elkeen van hulle is nie. Met ander woorde, 1 pyltjie in elke blokkie, voordat daar 'n tweede pyltjie kan kom. Ons trek nou by 7, ons moet by 10 uitkom. Met ander woorde, pyltjie af, Pauli se uitsluitingsbeginsel, af. En daar het jy die afboudiagram vir die natriumkationen. So daar is die netjiese afboudiagram van die natriumkationen, en as jy mooi daarna kyk, dit lyk presies dieselfde as die elektronkonfigurasie van die edelgas neon.